Welkom by die Klipkouer Saakondersteuningsnetwerk Potgooi radioprogram, oftewel die Klipkouer Son Potgooi radioprogram, waar ons elke Vrydag tussen 6 en 8 in die oggend met jou regstreeks gesels. Lekker leer, lekker luister. Net betyds Dr. François. Welkom, kom ons skuif herhaal, dat ons uit gou vir praktiese skuif hier, ons het kom ons moet daai kant toe, skuif die mics rond. Want ons kan. Sien of 5 FM dit kon regkry. OFM, Jacaranda, kan julle mics rond skuif. Jy met nader also. Ek kan... Daar sê. Goeiemôre. Ja, ek kan lekker in die mic in. Dis soos kyk hoe jy soos check jou mangels, nee, of ek kom nader skuif. Mens wil nie regtig so naby kom as mense niemand se mangels kyk. Is dit wat weet ek? François, welkom hier so in die atelier man. Ons het ek wil net vandag so Dr. François van Wyk is 'n GP, hy's daar in Harry Smit in die goeie ou Vrystaat. En dan het hy ook wat is die regte woord? Dis 'n praktyk. Wat ek weet nie wat is die tegniese terme vir julle ouens nie. Jy werk uit 'n garage in Pretoria een keer 'n week. Een keer 'n maand. Uit 'n lab, skielik 'n lab, nie 'n garage, 'n lab. Dis as jy mis by sulke maak as jy in 'n garage. Maar jy's een keer 'n week hierso en ons het nou hierdie week ek bedoel ek sê altyd vir ouens don't do as I say, do as I do, so jy's ons dokter, jy benader dinge op 'n baie, ek wil sê, innoverende, out of the box manier, en dit is ook wat ek laas vir die ouens genoem het, ons wil die volgende segment in Klipkouer Son, ons wil 'n gesondheidssegment inbring, want een van die goed wat interessant is in ons, en ek het jy al baie oor gepraat, Dewald en natuurlik François, waar veral in besigheid praat ons strategie, ons praat sagte ware, ons praat mense, ons praat kontrakte, maar saam praat ons nie oor die belangrikste persoon in die kamer nie, die besigheidspersoon. En hoe werk is jou brein optimaal, is jou energievlakke optimaal, jy weet, hoe deel jy met stres, en so ons gaan 'n bietjie ek wil sê, as deel van 'n besigheidsstrategie wil ek sê, gaan ons dit begin uitpak oor die volgende paar maande, maar baie welkom hierso. Baie dankie. So ek wil sommer die blok uit, jy het hierdie week, en dit is wat ek gedink het, is baie van pas, ek het vroeër genoem, jy het ons beweeg in 'n tyd in wat, as alles goed gaan, jy weet, en jy is gesond, en jy het cash of 'n familiehuis by die see, kan jy uitsien na die strand, ander ouens sit nou weer, daar's verliese, dink is dit een van die hoogste selfmoordtye van die jaar, en natuurlik as besigheidsmense, jy weet, ons nou gepraat, is uitgebrand, ek sê nou die dag vir ouens nog 2 weke van die jaar oor, ek het 2 maande se werk. So, unpack that 'n bietjie, wat moet ons 'n bietjie, ek wil sê, wat is die stand van sake, en baie belangrik, hoe kan mense dit 'n bietjie net sidestep? Ja, kyk, spesifiek in besigheid, ek dink die ding is, meeste mense gaan nie aan ag neem, dat gesondheid 'n essensiële komponent is van besigheid nie, as jy nie, ek wil amper sê, as jy nie gesondheid het nie, gaan jy nie kan gaan werk nie, as jou familie nie gesond is nie, gaan jy nie kan werk nie, jy gaan nie kan konsentreer nie, om het metafories te stel, jy gaan nie op water loop as jy nie bene het nie. So ek sien Ernest 2 hierso aan die kop. Ek love it. Jy gaan moontlik kan kruip of probeer kop bo water hou, maar jy gaan nie daai suksesse bereik nie. Jou brein gaan nie kan vars wees nie. Ek het hierdie week baie interessant met iemand gepraat wat EEG's doen en kyk na die brein. So breingolwe, en wat hulle duidelik sien is dat die brein, as jy nie energie het nie, dat dit in theta en delta golwe ingaan, wat basies, hy staan basies stil. So die theta is mos 'n vorm van, jy's gehypnotiseer, is dit nie? Dit is basies die golflengte waarin jou brein ingaan, so om aktief te dink en te kan konsentreer en nuwe planne maak, daai tipe van goed, gaan dit in delta en in gamma golwe in. So ek dink die groot ding is, soos 'n mens moeg, as 'n mens moeg is, en jy begin daai gevoel van breinvak kry, daai dik kop, jy staan in die oggend op, jy kan nie dink nie. Nie 'n babbelas nie, Ernest.
Het voel soos dis 'n babbelas, maar dit is nie, jy het nie gedrink. Jy het nie gedrink nie, daar's geen byvoordele. Ja, jy verdien nie die babbelas. Ja. So die in daai sin, dit raak ongelooflik moeilik om te werk. Dit raak moeilik om nuwe planne te maak. Dit raak moeilik om in jou persoonlike verhoudings kreatiewe goed saam te doen. Maar aan die einde van die dag, weet, as 'n man kom ek baie keer by die huis en vrou lief wil 'n drukkie hê en weet ek dink nie eers aan die drukkie nie. So sulke tipe goed kan mens baie kort week. En ek dink dit raak net al hoe meer algemeen. Hierdie tyd van die jaar dit was 'n lang jaar. Daar baie goed gebeur, daar's oorlog, daar is net so op die sideline. Maar in besigheid daar was uitdagings en ek dink dit is 'n tyd wat mense moeg is en ek dink is belangrik om te besef die energievlakke is laag en omdat die energievlakke laag is die kans groter dat jy moontlike depressiewe gemoed kan hê of kan nie die hoop die lig kan raak sien nie. So met dit wil ek net duidelik sê daar's iets wat mens daaraan kan doen as mens by die regte plekke uitkom en die regte goed doen. Maar dit is 'n realiteit van ons tyd op hierdie stadium. So Fransjo het nou gepraat van, ons praat nou energie en weet, en dat jy met die babbelas wakker word, weet, wat sê is die fondasie, weet, wat, ek as entrepreneur, wat doen jy, kom ons noem dit nou soos Ernest het nou van die 5D's gepraat, wat sal paar fondasiestappe wees, wat jy sal sê? Wel, nommer 1 is, ek dink is om het te besef, om dit raak te sien. Want as jy nie weet nie, dan is dit nou soos 'n amoeba wat in 'n vuur inkruip. Hy het mos nie oë nie, hy kruip in die vuur in. Jy praat nie so lelik van ons oupa grootjies nie. En as hy in die vuur is, dan kom hy agter, maar dis nie lekker hierso nie, verstaan? So dit is belangrik om jou oë te kan oophou. So ons het iets nodig om te kan raak sien. Nou as daar iets is soos jy moet in die oggend opstaan, voor die spieël gaan staan en jouself motiveer om werk toe te gaan, dan moet jy weet jy is in groot moeilikheid, want ja, jy gaan nog die golf kan uitry, maar jy gaan nie weer kan 'n nuwe projek aanpak en dit goed doen nie. En ek dink dit is nodig om in hierdie wêreld kreatief en te kan regdink as mens by die werk is. So ek dink die eerste ding is jy moet dit kan raak sien. So is dit so, ek wil sê, en ek hoor wat jy nou sê, is dit soms so eenvoudig dat ons het miskyk, is daai ek sukkel om uit die bed uit op te staan. Dit is so eenvoudig soos dit, en ek sien lus om te gaan werk nie. Kyk, as dit so... Ek praat nie van jou wat sy werk haat nie, jy moet nou onderskei tussen die twee. Ja, nee, as jy sukkel om uit die bed uit te kom, dan is daar al 'n paar goed fout. So dan is dat jy dalk nie bene nie. Is 100%. Dis scenario 1. Scenario 1. Check. Die ding is, maar jy kom eers agter jy het nie bene nie as jy nie bene het nie. En my hele benadering is ek wil nie daar uitkom nie. So ek sien gewoonlik pasiënte wat alreeds daar is dat hulle nie bene het nie. Alreeds daar is dat hulle bene afgesny word en ek het net besef ek gaan nie 'n werklike verskil maak as ek nie baie vroeër kan inkom en sê maar kyk hierso, jy's besig, jy sukkel om uit die bed uit te klim. Die boer wat in die bakkie begin sit en al oefening wat hy kry sy arm waai. Want hy sê dis die klein kinders wat nou moet inkom. Dit is te laat. Ons wil energie, as jy eers energie verloor het, en ek praat nie van energie nie, want dit gaan oor die energieproduksie vermoë. Dit help nie, jy het genoeg energie om deur die dag te kom, maar jy kan nie, daar's nie genoeg energie as jy siek word om die infeksie te veg, of as daar 'n moeilike tyd is nie. So, weet, jou aktiwiteit begin afneem, en as mens ouer raak, jou voete begin sleep, jy begin nie meer, weet, daai van, ek raak oud, ek moet siek word, ek glo nie daarin nie, ek dink, dis nie nodig om siek en oud te word nie, jy kan ouer word en gesond oud word. En Fransjo, ons praat baie hierso oor proaktiwiteit en jy weet hoe mens vooruitdink en wat behels vooruitdink, hoe lyk dit en waaraan dink jy dan actually in sulke goeters en wat's effektief, maar met gesondheid, ek meen, daar is die
daar's intervensies van okay, hierso's iemand wat besig is om hulle bene te verloor of dalk al reeds het op een of ander manier 'n nuwe siekte het, 'n nuwe kwaal, 'n nuwe kondisie of 'n probleem of 'n defek of iets waarmee iemand sukkel en dit kan stress-induced wees en so. Maar ek meen vir jou wat half dinge na die fundamentals toe vat, na die heel basics toe, daar sekere goed wat jy kan doen as 'n dokter en sê goed, hierso's 'n quick cure wat jou vinnige low-hanging fruit net 2 levels op gaan kry. Maar lewenstyl, ons kan nie om dit kom nie. Nee, daar's sekere die basics, die goed wat ons almal klaar weet, slaap, oefen, water, groente, lag. Dit is so, mens moet dit net sê, nee, dit is die primêre intervensie is, gaan check die vitals en spandeer 'n bietjie tyd aan dit maak 'n massive verskil, seker. Ek dink nommer 1 hierso is, ons moet net eers uit die weg ruim, dat die ou wat sy kop die hele tyd in 'n muur stamp, hou op om jou kop teen die muur te stamp. So die ou wat ongesond is en duidelik ongesond is, hy moet net ophou om dit te doen. So dit al klaar gaan 'n groot verskil maak in meeste mense. En ek wil daai beklemtoon, want daai is actually is so eenvoudig, maar dit is wat's profound in Afrikaans. Insiggewend. Ja. Nee. Dat hou op om gesond te wees. Wat die ouens baie keer afsit, is dit, ek moet nou gaan crossfit, né? Nee, moenie worry oor die crossfit nie. Moenie worry oor die feit, ek sê altyd doen die 1 push-up. So moenie eers worry oor die 1 push-up nie, soos jy altyd sê op McDonald's elke 2 rand te eet. Dit sal klaar wen. So dink gehoor van iemand wat sê, heeltemal presies waar jy sê maar jy daar's 'n brand en jy het 'n brandblusser. Maar aan die ander kant is iemand met petrol wat ook op die vuur spuit. En jy staan nie met jou brandblusser en dis baie kere van hierdie health remedies se groot catch is jy moet ophou om die petrol op die vuur te gooi. Jy kan nie net een of ander ginger of iets hierso in pomp nie, want jou lewer moet dit ook prosesseer, maar partykeer is mense organe oorwerk en hulle rus nooit, jy vas nooit, jy het nooit bietjie 'n tyd van net goeie goed wat deur jou stelsel gaan nie en dit bou op. En partykeer moet mens bietjie net ophou, nee. Ja, stop net. Stop net. So daai hamburger in hier, Ernest. Stop hier. So die eenvoud van die saak is, en ek probeer dit nou vir pasiënte so eenvoudig as moontlik stel, is verhoog die energie in jou liggaam. Ons het deur die afgelope 2 jaar gesien met die immuniteit, as jy die energie verhoog, dan is jou liggaam sterk genoeg om die geveg te wen. Ons het ook gesien die mense wat nie goeie energievlakke het nie, en ek praat nou weer oor die boer wat begin sy hand waai, wat nie meer uit die bakkie uitklim nie. Hulle kon nie die infeksie wen nie. Hulle het nie eers 'n immuunrespons gehad om mee te begin nie. Jy het mense gekry wat met die hele COVID-pandemie koors gekry het, hulle het geweet hulle is siek, hulle het by my uitgekom, ons het hulle gered baie keer in 'n dag of 2. Maar daar was mense wat op dag 7, 8 by my aangekom het, glad nie meer longe het nie, en dan agterkom, weet dit is, oeps, kan nie meer daar 4 blits. Dit is te laat, maar hulle het die toets gedop, en ongelukkig in hierdie tyd was dit, die prys wat jy betaal het, was jy dood. En in baie ander gevalle eindig dit op dat die persoon langdurig moeg is, net nie meer kan die mas opkom nie. So, ek dink in daai sin het gesondheid 'n major risiko geraak in besigheid. En asemhaling, nee, ons het gisterand bietjie daar gepraat, net so vinnig oor die mees obvious ding, letterlik, stap 1, haal asem vir 'n mens, en amper enige iets, en selfs die amoeba, op sy manier, moet ons ons metabolisme aan die gang hou, en ons dink, eet reg, slaap reg, bla bla, maar asemhaal, diep asemhaal, deur jou neus asemhaal, bietjie Wim Hof, daai tipe goeters, dit is verrykend, nee, dit is, genius should scrutinize the obvious. Dit lyk so voor die hand liggend, dat ons verby dit kyk, en dink, ek moet daai ding gaan doen, en meanwhile kan jy vir 5 of 10 minute diep asemhaal, en bietjie sulke tipe goed doen, en ek meen, dit het massive, gesondheidsvoordele is verniet is daar en dan, né? Ja, my seentjie is nou 9 maande oud, helaas gebore. Ek het 6. Hy maak vir deel skaam, né? Ja. Jy het 'n champ, jy het 'n mentor. Met die laaste 2, hulle was aan die laaste 2 jaar gebore.
En wat baie interessant is nou is om te sien hoe daai seentjie wil opstaan teen goed en wil begin loop. Is asof hy na sy boeties en die sissies kyk en sê, maar joh, ek is agter hierso. Hy moet leer loop, maar nou kom ek agter die mense wat hier by 50, 60 kom, moet weer leer om asem te haal. Al net vlak asem die hele tyd. Ja, en dit is baie interessant om na daai eenvoudige goed weer te begin kyk. Maar nou sit ek ook baie keer en die oomblik as jy nou vir die persoon wat klaar nie energie het nie, baie van hierdie goed begin praat, dan het nie energie om eers te luister nie. So, en ek dink, dit is waar dit belangrik raak om, vir my as 'n terapeut, om eenvoudige goed daar te stel, wat die persoon letterlik net kan begin doen. Nommer 1, as jy in 'n infeksie ingaan, wat doen jy? Jy moet 'n aksieplan hê, stap 1, 2, 3, is jy beter, is jy nie, binne 'n dag, weet jy moet dokter toe gaan of nie, so dis vinnige stappe. Ons wil nie eers in die vuur instap voordat ons wil uitstap nie. So ek dink dis die eerste ding. Ek het gevind, mense het baie min kennis van hoe om dit te hanteer. So in meeste gevalle kry ek dat die mense eers baie siek is of daai verlengde siekte voordat hulle begin iets doen. Maar ek dink dis 'n tipe dalk 'n deel van 'n kultuur van Andra. Ek dink meeste van ons, ek dink weer eens onder die Afrikaner is, weet ons gaan dit uitveg, nê? Ons gaan nie dokter toe nie, want die dokter is die laaste uitweg nou, weet. As jy nou voel daai van ek kan nie die bed, ek kan nie die bed uit opstaan nie, maar ek dink die gedeelte wat ons mis is om te sê, weet, ek voel nou vanoggend iets, wat se middelik in my huis kan ek begin gebruik, sodat ek nie eers by daai punt moet kom en luister, okay, goed, vlaggie op, ek moet nou maar dokter toe gaan nie. Kyk, as kan, dan is dit goed. So almal het deur hierdie tyd wat ons immuunstelsels ons moes deurdra, gesê, my immuunstelsel gaan my deurdra, maar ek het gevind, party mense het 'n bietjie 'n dom immuunstelsel. So kry jy 'n intelligente immuunstelsel, maar wanneer kry jy dit? Voordat jy siek word. So nou as jy siek word, dan het jy klaar die plan, jy het klaar die toerusting by die huis, jy weet waarna om te kyk, en jy kan vinnig optree. En dit is baie eenvoudige goeders, en dit gaan oor om weer eens die energie metabolisme te verstaan. So mens moet voorberei wees voor die tyd. As jy siek word, daar is 'n baie belangrike beginsel in die immuunstelsel. Die eerste 2 dae is krities. As jy dit uitsorteer binne die eerste 2 dae, dan gaan jou liggaam nie eens aangaan om energie te gebruik om antiliggame te maak en al daai goed nie, want hy wil energie spaar. So dan is dit klaar uitgesort. Nou, dit is die ou wat in die ou dae, die boererate was, hulle die Gemmer brandewyn gedrink, Disprin en dit gaan uitsweet. En dis wat dit is. So, as mens dit kan regkry, dan wen jy. Ek vind net meeste mense kry dit nie reg nie, hulle dop die toets. Hulle stop by die brandewyn. En dan het hulle breinfoggie volgende oggend. So ek wil net vandag daar 2 goed is, en ek gaan nou Ernest op myself trek, want ons gaan nou, dit is wat opwindend is, want jy het nou gepraat van 'n intelligente immuunstelsel, ons gaan dit uitpak. Ons het gepraat van asemhaling, jy, François, ek dink jy enigste in die land nou, is 'n mobiele VO2 Max masjien, die Pinoy, wat, en vir die ouens wat nou weet, ek dink is my altyd interessant, ek weet nie hoekom hulle net sit te loops vir Tom Cruise op Maverick, hoekom hy op 'n VO2 Max masjien gekoppel is op die treadmill net voor hy in die jet klim nie. Ek dink is 'n bietjie te laat om sy fiksheid te toets voor hy teen was 'n 10.000 km/h vlieg, maar daai ding wat hy met hardloop is, histories is dit vir jou top elite atlete bedoel. Nou draai hom fisies in 'n tas. Dis vir die algemene man beskikbaar, maar ook wat daai ding wat vir my fascinerend was, is juist hy meet hoe jy asemhaal, nee, en hoe ek wil sê oneffektief jy kan asemhaal en daai impak waarmee gepaard gaan. So ek wil sê ja, Wim Hof, maar net day to day al mense nie reg asem en dit het implikasies en ons gaan al hierdie goeters uitpak. Ek sien baie daarna. Maar ek wil nou laaste ding, so net ek wil sê top 3 tips nou vir Desember. Okay, nommer 1, want dit is nou die hartseer realiteit, ek dink almal wil nou juist brandewyn drink
en braai en vleis eet. So wat sou jy sê, wat soos 3 of 4 realistiese, neem ons broers en ag tips wat jy kan gee? Ek dink dis 'n goeie vraag, want daar's baie goed wat 'n mens kan doen. Vir Desember gaan ek sê, nommer 1 is sosiale koneksie. Sit julle selfone neer en konnekteer weer. Dit is een van die goed van immuniteit wat eintlik 'n ongelooflike rol speel. En oor die algemeen in gesondheid, as jy kyk na kardiovaskulêre gesondheid, basies enige goed. So daar mense is wat jy moet vergewe. Ek weet, gaan rus 'n paar dae, want dit vat energie. En gaan vergewe hulle, want dit is een van die grootste weerstande, twis en bitterheid. Steel ongelooflike hoeveelheid energie. So ek dink as ons nou in die vakansie ingaan, is daar's tyd. Want in Januarie is daar nie meer tyd nie. En daai goed vat tyd. So ek sou sê, dis die eerste ding. Die tweede ding is, weet oor voeding is belangrik. Maar die uitdaging met voeding het ek gevind, die oomblik as ek praat oor voeding en eet gesond, dan klink dit 'n bietjie soos werk. En weer eens, as jy nie energie het nie, as jy nie lus vir huiswerk nie. So, daar's maar produkte wat ons ontwikkel het om energie te gee, deurdat ons weer na plante toe gaan en goed, en het om dit net makliker te maak om die voeding te kry. Want as jy nie dit kry nie, dan wil amper sê, as die masjien nie geolie is nie, as hy nie kan werk nie, dan kan jy al die petrol ingooi, maar hy gaan nie kan loop nie. Hy gaan nie die energie kan uittrek wat hy moet nie. So vir 'n tweede punt, die derde punt is, dit sal goed wees om net vir jou gesondheid aksieplan te hê. Of jy nou op vakansie is of by die huis is, maar as jy siek word, om dit so vinnig as moontlik net uit te sorteer. Ja, en daai aksieplan is nie die New Year's resolution wat jy vir 'n week gym toe gaan nie, nee. Ons praat nie van dit nie. Ek sê altyd vir gesonde mense, julle mag oefen, maar siek mense moenie oefen nie. En dis nogal 'n ding, baie van die gym self is vol met siek mense, want hulle word gesê jy moet oefen om siek te word. Ek het selfs pasiënte wat inkom, die dag as hulle griep kry, dan gaan hulle gym toe en gaan oefen. En dit klink nou rarig, maar dit is die realiteit waarmee ek sit. So dit klink vir my, ons regering is al net laag op energie, nee. So op daai noot, maar wat is daar nog iets? Is daar nog iets wat jy vinnig, ek van jou nie rede, is daar nog iets wat jy kan aan dink? Ja, ek het nie regtig baie voorberei vir vandag, want dit was bietjie vinnig. Nee, maar hierdie was, maar dankie Fransjo, is al klaar, ek's baie opgewonde oor om hierdie goed uit te pak. Ek dink op sigself net die paar goed wat hier genoem is soos Marie gesê, dis so eenvoudig, ons kyk dit heeltemal mis. En die feit dat jy selfs net 'n gesondheidsaksieplan het, en weer eens, is nie rocket science nie, dit op sigself, en dit kan ons ook 'n bietjie uitpak, hoe lyk dit, waarna moet ons kyk vir onsself, en weer eens, ons trek dit terug na, ons is besigheidsmense, jy weet, en maar baie, ek wil aansluit met daai gesaagry voorbeeld van net nou, jy weet, vergeet ook, as mamma en die kinders nie gelukkig is nie, is papa nie gelukkig nie, en dit kan jy nie eers, jy kan dit best onderskat, net die impak wat dit het op jou besigheids as sigself, maar verskrik, dankie dat jy ingepop het. Dit is 'n plesier. Dankie. Manne, dit was nou 'n awesome sessie gewees. Ek het 5:45, ek het nie geweet waar die energie vandaan gaan kom nie. Daar 'n heerlike aand, maar dankie, dit was awesome soos gewoonlik, en julle moet 'n lekker naweek hê. Dankie julle. Cheers. Tata. Dankie dat jy geluister het. Besoek asseblief ons webwerf by www.klipkouers.com. Teken sommer in sodat ons jou op hoogte kan hou. Baie belangrik, gaan luister na ons ander potgooi reeks en episodes op Spotify, Apple Podcasts of YouTube. Baie belangrik, as jy hou van wat jy hoor, los asseblief 'n resensie sodat ander lekker mense soos jy van ons episodes te hore kan kom. En kom volg ons op sosiale media. Besoek net vir Klipkouers op Facebook, Instagram, Twitter, TikTok en natuurlik LinkedIn.